deel 2. Soek ondersteuning, ek het gesê, soek ondersteuning by medegelowiges. Ons is daar vir mekaar, ons is een liggaam. As die voet seer is, moet hy behandeling kry. Help mekaar. Galasiërs 6 vers 2 gee vir ons die opdrag, dra mekaar se laste. Dis 'n opdrag. Ons moet mekaar se laste dra en vervul so die wet van Christus. Dra mekaar se laste. Hebreërs 10 vers 24 en 25 sê, en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Ons moet nie wegbly. Hebreërs 10 vers 24 en 25. Laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Ons moet mekaar bystaan, mense. Moenie een kant raak, want moenie jouself isoleer wanneer daar moeilike tye in jou lewe kom nie. Kom kerk toe, praat met die mense, stuur 'n WhatsApp en sê bid saam met my. Bid vir my, ek gaan deur 'n moeilike tyd. Ons hoef nie altyd te weet wat dit is. Sê net bid saam met my. Ek het 'n moeilike situasie waarin ek is. Bid saam met mekaar. As jy nodig het, kan ons 'n koffie kom drink. Sê, ek kan wel nie nou alleen wees nie. Kom saam, bid saam met my, asseblief. Kyk na jouself wanneer jy deur moeilike tye gaan. Dit is uiters belangrik om na jou eie welstand om te sien wanneer daar probleme in jou lewe is. 'n Mens is geneig om te top oor alles en dit lei tot slapelose nagte, wat lei tot verhoogde stres, wat dan in die liggaam intrek en jou baie siek maak. Kyk na jouself. Ek wil weer lees, Psalm 23. So mooi, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder. Sit jou naam daarin. Die Here is Jos se herder. Dit praat van eienaarskap, dit praat van behoort. Ek behoort aan iemand. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkwik my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. En dan punt nommer 2, loof en prys die Here te midde van die omstandighede. Deur die Here te loof en te prys, haal jy jou oë van jou probleme af en jy fokus op die Here. Ons hulp is tog immers van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ek slaan my oë op na die berge, want my hulp is van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Wat het Paulus en Silas gedoen toe hulle daar in hy donker sel vasgeketting was? Het hulle in sak en as gaan sit en gekla en gekerm, omdat hulle nou gevange geneem is, omdat hulle die evangelie verkondig? Nee, wat het hulle gedoen? Hulle het die Here begin loof en prys. Hulle het die Here se naam groot gemaak, ten spyte van die kettings en omstandighede waarin hulle was. Kan ons vandag besluit om die Here te loof en te aanbid, ten spyte van die omstandighede wat ons beleef? Toe hulle die Here se naam begin loof en prys, het die kettings van hulle afgeval. Die tronk se deure het oopgegaan, daar het 'n aardbewing gekom en die deure het oopgeswaai. Daar is verlossing en lof en aanbidding. Want jy haal jou oë van jou probleme af en jy fokus op die Here, die skepper van hemel en aarde. Psalm 100. 'n Psalm by die lofoffer. Juig voor die Here, o ganse aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor sy aangesig met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak, ons is syne, sy volk en die skape van sy weide.
Ek gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang. Loof hom, prys sy naam, want die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Sy trou van geslag tot geslag. Ek dink ek gaan vir julle aantekeninge moet gee, want hier is baie skrif wat julle kan encourage vandag. Bemoedig. Hier is Engelse mense, so hulle verstaan die Afrikaans-Engelse woorde. 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18 sê, wees altyd deur bly. Maak nie saak wat se omstandighede jy beleef nie, wees altyd deur bly. Bid sonder ophou. Sleutel. Wees aan alles dankbaar. Hoorie, wees aan alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. En dan Jakobus sê iets baie profound, fenomenaal. Jakobus 1 vanaf vers 2. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. Omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Dit is hoekom ons deur beproewinge gaan. Lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Wat beteken dit? Prakties beteken dit dat as jy skool toe gaan, begin jy by graad 1. En jy moet 'n eksamentjie skryf in kleibou en in blokkies bou, so jy na graad 2 toe kan gaan. As jy in graad 2 kom, moet jy eksamen skryf vir 1 + 1 is 2 en 2 + 2 is 4 om na graad 3 toe te gaan. En so gaan jy aan en die toetse word moeiliker. Totdat jy by standaard 5 kom wat sê Pythagoras se stelling is die som van die reghoeksye is gelykstaande aan die som van die teenoorgestelde sy. Allerhande daai Pythagorasse en driehoeksmetings wat die meeste van die mense nie verstaan nie. En as jy dit geslaag het, kan jy na standaard 6 toe gaan, graad 8 toe gaan. En dan raak die toetse al hoe moeiliker, totdat jy in matriek kom. En as jy nie 'n matriekeksamen geslaag het nie, kan jy nie uit die skool uitgaan. Dit is hoe dit gaan in die lewe. Die toetse raak moeiliker. Hoe meer jou geloof gebou word, hoe moeiliker raak die toetse. Want as jy nie 'n toets slaag nie, of 'n toets kry nie, dan kan jou geloof nie getoets word nie, en dit veroorsaak dan nie dat jy lydsaamheid kan leer. Sodat Christus se werk gestalte, volkome gestalte in jou lewe kan vind. En dat jy gelouter kan word in die speldkroes van ellende. Dit is hoekom ons deur beproewinge gaan. Ons moet die toetse slaag. As jy nie 'n toets slaag nie, kan jy nie na die volgende vlak toe gaan. Amen. Nou, hoe kan ons op 'n ongesonde manier deur beproewinge hanteer? Jy verontagsaam jou gevoelens. As jy nie jou gevoelens kan herken en probeer om nie met die situasie te deel nie, gaan dit baie probleme gee. Erken jou emosies en deel daarmee. Dit is goed om so nou en dan te huil. Dit is goed, jy moet huil. Want dit is 'n uitlaatklep van jou emosies. Moenie opkrop nie. Psalm 32 vers 3 en 4 sê, dit is fenomenaal hierdie. Dit is 'n regtig 'n counseling les wat ek vir julle gee vanmôre. Julle het nie nodig om môre 'n psigiater toe te gaan nie, hoor?
Pas net toe dit wat ek vanmôre vir julle leer. Ek spaar julle baie geld. Hoor? Psigiaters is baie duur. Hulle vra tot R2000 'n uur. Dis verskriklik baie. Julle hoef nie vir my so baie te gee nie. Maar dit is, pas dit net toe. Ek gaan vir julle die notas ook opgee. Psalm 32 vers 3 en 4. Hoor wat sê die psalmskrywer hier. Is dit Dawid? Kyk wat skryf hy hier. Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag. Want die hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur môregloed. Selah. Somergloed. Toe ek geswyg het, toe ek stil gebly het oor my probleme, het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag. Want die hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur somergloed. So Dawid sê, moenie opkrop nie. Praat daaroor. Spreuke 28 vers 13 sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Ons kan dit toepas in ons emosies ook. Praat mense, praat. Dan sal jy barmhartigheid vind. Bitterheid en wrokgevoelens. Dis baie belangrik. Die oomblik as jy gaan bitter raak en wrokke koester, kan jy maar ook die handdoek ingooi. Want dan het jy boedel oorgegee en die situasie het die oorhand gekry. Wrokgevoelens, mense, is verskriklik. Moenie grudges hou nie. Dit gee jou net, maak jou siek. Efesiërs 4 vers 31 en 32 sê, alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergewe mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Moenie wrok hou nie, moenie bitterheid hê, koester nie. Die volgende punt, selfbejammering en aanspraak maak. Deur 'n selfbejammerde tantrum te gooi en dink dat jy as nietige mens nie die situasie verdien nie, gaan veroorsaak dat jy net langer dit moet verduur. Jy gaan nie die toets slaag. Jy gaan jou standaard dryp en jy gaan dit moet oordoen. Haal jou oog van die probleem af en vertrou die Here om jou die uitkoms te gee. Jy as mens kan nie die Here voorskryf nie. Ek wil nou my haas, ek weet nie hoe laat is dit nie. Geestelike waarhede wat ons kan toepas wanneer ons deur moeilike tye gaan. Deur gebed en meditering, deur hardop te bid en jou te herinner aan God se beloftes, verrig wondere aan jou gemoedstoestand. Dit herinner jou dat God jou nie verlaat het nie en dat sy liefde vir jou oneindig is. Psalm 119 vers 70 en 71 sê, julle hart is ongevoelig soos vet, maar ek verlustig my in u wet. Dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek die insigsettinge sou leer. Wat sê hier? Dit is goed vir my dat ek verdruk was. Dit was vir my voordelig. Hoekom? Sodat ek die insigsettinge sou leer. Dit is voordelig vir my. Bestudeer jou Bybel. Deur die bestudering van die woord en memorisering van skrifgedeeltes kan jy verhoed dat jy in die donker put van selfbejammering beland. Gebruik die woord as swaard. Gebruik die woord om die vyand te verjaag. Die woord is jou tweesnydende swaard, wat jou die mag gee om teen die vyand te staan. Kom ons lees weer Psalm 119, maar
Bietjie terug 49 tot 56. Psalm 119. Sien julle waar begin hy met daai woordjie, Sajin? Ek gaan nou vir julle sê wat dit beteken. Nou kom ons kyk wat kan ons hierso leer. Gedenk die woord aan u knegg, omdat u my laat hoop het. Dit is my troos in my ellende, dat u belofte my lewend maak. Vermeteles het baie met my gespot, maar van u wet het ek nie afgewyk nie. Ek het gedink, o Here, aan u oordeele van ouds, en ek het my getroos. Ja, ek het my herinner aan u beloftes, Here, en dit het my getroos. Toorende gloed het my aangegryp vanweë die goddelose wat u wet verlaat. U insettinge was gesange vir my in die huis van my vreemdelingskap. Here, in die nag het ek gedink aan u naam, en ek het u wet onderhou. Dit het my deel geword, omdat ek u bevele bewaar het. Wil vir julle gou sê wat daai woordjie Sajin beteken. There are two definitions of Zayin. The older definition is armed, and the more common one is sword, both representing power. So hierdie gedeelte, julle sal sien as julle Psalm word, ek weet nie hoeveel van julle het al Psalm 119 gelees nie. Dat elke gedeelte van 7 verse is ingedeel met 'n woordjie, wat in die begin is, soos hierdie ene is Sajin. En hierdie hele gedeelte gaan oor die krag van die woord van God. Dis is die troos by my ellende, u belofte het my lewend gemaak. Van u wet het ek nie afgewyk nie. Dit vertroos my. Die gesange vir my in die huis van my vreemdelingskap. Dis 'n swaard. Dit beskerm my en dit gee my die krag om die vyand te verslaan. Die woord van God is skerper as 'n tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dis 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Hebreërs 4 vers 12 en Efesiërs 6 vers 17 sê, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. En dan in Jeremia 12 vers 5 sê vir ons, as jy, hier is baie belangrike skrif hierdie. Jeremia 12. Ek dink ek moet hierso stop, dan kan ek volgende week aangaan. Kyk net hoe ver is hy hier. Gaan ons volgende week aan met deel 3. Want hierdie is 'n baie belangrike gedeelte nou, hierdie Jeremia 12 vanaf vers 12. Ja, ek dink ons is klaar vir vandag, mense. So ek het vir net vir julle bemoedig. En wanneer ons deur moeilike tye gaan, staan vas op die woord. En praat daaroor. Praat met jou mense, praat met die kerk, dat ons saam met julle bid. Want ons is saam met mekaar in hierdie geveg. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek dank en ek loof en ek prys U vir die goedheid, die guns en die genade oor ons. Here, dankie dat ons vanmôre kon geleer het dat ons moet staande bly deur beproewinge. En dat ons moet bly wees daaroor, want ons word gelouter in die smeltkroes van die ellende, sodat ons geloof getoets kan word en ons volkome kan staan voor U. Dankie, Here. Help ons dat ons sal bly wees wanneer ons in deur beproewinge gaan. Dankie, Here Jesus, vir U goedheid, U guns en U genade. Ek bid vir elke persoon vanmôre hier en elke persoon wat na die video gaan kyk, dat Jy sal seën, Here, dat Jy hulle grondgebied sal uitbrei, dat die meetsnoere vir hulle op mooi plekke sal val in die week wat voorlê. Ons bid ook vir elke persoon wat gee, dat Jy hulle ook harte sal seën, dat U 'n blymoedige gewer liefhet, en ons dankie dat U vir hulle ook gaan gee. Mate wat oorvloedig is. U sê in die woord, die wat saai gaan maai. 'n Oorvloedige seën en oorvloedige oes. Ons dank en ons loof U vir U goedheid, U guns en U genade. Dankie, Here Jesus. Amen. Dankie julle. Ons gesels weer
gaan aan met die onderwerp volgende Sondag. Amen.